In Jesus Christus se kosbare naam groet ek jou vandag. En baie welkom hier op my platform, Stand Up for Jesus, Stand Up for Jesus. My naam Koert Jordaan. Dit bly 'n voorreg, altyd 'n eer en 'n voorreg om 'n boodskapper van God se koninkryk te wees. En ja, dit borrel so uit 'n mens se hart uit. En as die Here sê praat, moet ons praat, of mense luister of nie. Vir my absolute eer voorreg om geroep en bemagtig te kan wees deur die allerheilige God, om hierdie werk ook vir hom te doen. En ek glo dat die woord wat jy vandag gaan hoor, dat dit van die Heilige Gees afkom. Dis getoets, gestaaf en bevestig. As jy dit hoor, as jy dit ontvang, weet maar daar is gebid. Jy sal dit nie ontvang as dit nie van die Here afkom nie. Ek staaf en bevestig, en baie belangrik, ek vat verantwoordelikheid vir die produk wat ek op die tafel sit. My liewe broer en suster, ek wil vandag oor iets baie belangriks gesels. En dit gaan oor geloftes aan die Here. Hoe voel God? Hoe voel God oor geloftes of beloftes of daar waar 'n eed in sy naam gemaak word? Baie belangrik. Ek wil vir jou uitnooi om vir jou 'n lekker koppie koffie te kry en ja, 'n bietjie water en weer eens by jou Bybel en pen en papier op nader te trek en mooi te luister wat die Here vandag op my hart kom lê het. Hoe voel God oor geloftes, beloftes en oor 'n eed in sy naam? Vandag gaan die Bybel die praatwerk doen, nie Koert Jordaan nie. Vir oor die 12 jaar lank gebruik God my om die mensdom binne Suid-Afrika te vermaan en te waarsku, maar niemand wil luister nie. Jaar in en jaar uit is ons mense soos 'n klomp skape, hard op pad slaagpale toe. Ons ja en amen vir alles en almal. Niemand toets die woord met die woord nie. Ons het in ons eie grootste vyande verander. Baie van ons dien die Here met ons monde, maar ons harte is baie ver van die Here af. Ons wil praat oor die Here. Ons wil lees uit sy woord uit. Ons wil vas staan vir die Christen geloof. Ons is baie godsdienstig, ja, maar geestelik is ons blind en doof. Selfs geestelik dood volgens die woord, volgens die skrif, Jakobus 2 vers 26. Ons sien nie die geestelike aspek agter alles raak nie. Dit alles tot nadeel van onsself. Die Satan hou lekker partytjie tussen ons. Maar kom ons kyk vandag na 'n gelofte. Kom ons kyk hoe belangrik 'n gelofte is. Wat is die voordele en die nadele van 'n gelofte? En onthou, lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21. Lees saam met my vandag uit die boek Rigters uit. Daar staan geskrywe, hoor mooi wat die woord wat die Here vir julle gee vandag. Rigters 11 vers 29 tot 31. Jefta maak 'n gelofte aan God. Toe het die Gees, die Heilige Gees vir die Here op Jefta gekom, en hy het deur Gilead en Manasse getrek en verbygetrek tot by Mispa in Gilead. En van daar af het hy teen die Amorite opgetrek, Ammoniete. Jefta het 'n gelofte teenoor die Here afgelê en gesê, as u die Ammonite vandag heeltemal oorgee my mag, sal die een wat my uit my huis uit tegemoet kom, wanneer ek behoue terugkom van die Ammonite af, aan die Here behoort, en sal ek hom as brandoffer offer. Dan gee die Here vir my Rigters 11 vers 34 tot 39. Jefta hou by sy gelofte aan God. Jefta het in Mispa by sy huis gekom, en toe kom sy dogter hom tegemoet met tamboeryne en koordanse. Sy was sy enigste kind. Hy het nie nog 'n seun of 'n dogter gehad nie. Toe hy haar sien, het hy sy klere geskeur en gesê, ag my dogter, jy het my gebreek in die ellende gedompel. Ek het my woord aan die Here gegee, en ek kan dit nie terugtrek nie. Jefta se dogter het hom geantwoord, Pa het pa se woord aan die Here gegee. Doen met my wat pa gesê het, nou dat die Here vir pa gehelp het om pa se vyande, die Ammoniete, te straf. Sy het verder vir hom gesê, bewys my net hierdie guns. Gee my 2 maande uitstel om berge toe te gaan, en daar saam met my vriendinne te gaan treur oor my lewe as jong meisie. Hy het vir haar gesê, gaan gerus maar.
Hy het haar 2 maande vrygelaat, en sy en haar vriendin het berge toe gegaan en gaan treur oor haar lewe as jong meisie. Na die 2 maande het sy teruggekom na haar pa toe, en hy het met haar gehandel, volgens sy gelofte wat hy afgelê het. Sy het nooit gemeenskap met 'n man gehad nie. Duidelik, baie duidelik, moet jy dink voor jy praat, moet jy dink voor jy optree. Ek glo nie dit kon vir Jefta maklik gewees het nie, maar jou woord is jou eer. Toe kom Jesus Christus, hy het God se koninkryk aarde toegebring. Hy het ons kom leer om geestelik na die wêreld te kyk, nie vleeslik nie. Hy het vir ons kom leer hoe om waarlik die Vader te aanbid en te dien. Hy het vir ons kom leer dat as ons deur God se oë na die wêreld kyk, daar 2 geestelike koninkryke is wat lynreg teenoor mekaar staan as jy deur God se oë kyk. God in Jesus se koninkryk en Satan in die Antichrist se koninkryk. Dit is hoe dit lyk as jy deur geestelike oë na die wêreld kyk. Lig en duisternis, leuen en waarheid, goed en sleg, God en Satan, niks minder, niks meer nie. Dit is waaroor alles gaan. Siele. Daar staan geskrywe, Johannes 4 vers 23 en 24. Maar daar kom 'n tyd, dis Jesus wat hier praat, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en 'n waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Jesus het vir ons kom leer wie ons ware vyand in die wêreld is, hier buite is, geestelik, nie vleeslik nie. Alles gaan oor gees, my liewe broer en suster, jy moet alles in gees kan evalueer. Veral as jy sê jy is 'n Christen en jy die Heilige Gees ontvang, dan kyk jy deur geestelike oë na die wêreld, deur God se oë. Jesus het vir ons kom leer wie ons ware vyand hier buite is. Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Jy sien, my liewe broer en suster, die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit die persoon uit manifesteer. Alles gaan oor gees, en jou liggaam, my liggaam, bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en dit waaroor alles gaan, oor die geestelike aspek van die mens. Ek sê altyd, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle vir my, ja, glo in die Heilige Gees. Ek sê vir hulle, kan jy die Heilige Gees sien? Dan sê hulle vir my, nee, Koert. Dan sê ek vir hulle, nou net so kom Satan ook na jou toe. En jy kan hom nie sien nie, want jou geestesoog is toe. Maar soos hy jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik deur mense aanval. En jy moet met wysheid kan praat en optree. Jy moet goed en reg kan onderskei, anders te gaan Satan vir jou ore. Hy gaan vir jou absoluut ore aansit. Hy gaan die mat onder jou voete uitdruk. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Die Here gee nog 'n skrif, 2 Korintiërs 10, 3-5. Natuurlik leef ons, leef ek, leef jy. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam. Maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van 'n mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus Jesus gehoorsaam te maak. Een van Jesus se belangrikste leerstellings, hoor mooi wat op my hart gelê word. Een van Jesus se belangrikste leerstellings en vermaanings het gegaan oor die maak van 'n belofte of 'n eed in sy naam. Hy het ons kom vermaan en waarsku om dit nie te doen nie, maar niemand wil luister na sy woorde nie. Daar staan hard en duidelik in God se woord geskrywe, spit jou ore, luister wat ek vir jou gee. Matteus 5:33-37. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek, Jesus Christus, sê vir jou, sê vir Koert, sê vir my, sê vir almal, sê vir julle, maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God,
Nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete. Nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas, as jy 'n eed af lê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees, en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. My liewe broer en suster, hard en duidelik. Hoe hard moet die Bybel praat? Ek lees hom net. Dis die Heilige Gees wat deur my gees, deur my hart, deur die woord met julle spreek. Nog 'n skrif wat die Here vir julle gee, Jakobus 5 vers 12. My broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Levitikus 5 vers 4 en 5. Ek lees dit uit die Nuwe Lewende Vertaling. As iemand oorhaastige eed van enige soort af lê, of dit nou vir 'n goeie of 'n slegte doel is, sal hy as skuldig gereken word, selfs al was hy nie ten volle bewus van wat hy besig was om te doen nie. Wanneer enige iemand op die manier bewus word van sy skuld, moet hy of sy die sonde bely. Baie belangrik, met daai uitsprake bely. Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Die Here sê ook vir jou, Matteus 12, 36 en 37, vir elke lasinnige woord sal jy moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word, hard en duidelik. Vra vandag vir jouself, luister vir my, luister wat ek vir julle sê. Vra vir julleself vandag die volgende, spit jou ore. Waar was die Here tydens die Anglo-Boereoorlog? Waar was die Here toe duisende vrouens en kinders hulle lewens binne konsentrasiekampe verloor het? Waar was die Here tydens die apartheidsjare? Waar was die Here tydens die grensoorlog? Waar was die Here vir die laaste 31 jaar? Waar is die Here tydens die droogtes, die moorde en verkrachtings en misdaad binne ons land? Waar is die Here tydens al die siektes soos kankers en vigs en COVID ensovoorts? Ons wil net hoor wat ons wil hoor. Ons wil net sien wat ons wil sien. Ons mense is so mislei. Ons verstaan nie die erns van ons optredes nie. Ons mense kan nie eers ons Sabbatdae heilig hou nie. Wat nog van 'n gelofte wat deur godsvreesende leiers, mense, Christene, voorgeslagte gemaak is. Ons mors ons tyd. Ons weet nie waarvan ons praat nie. Dit is ook hoekom daar geen vrug en seën oor ons sogenaamde geloftes is, of ooit sal wees nie. Ons speel lekker kerk. Ons groei op die pyn en die seer van ander mense se pyn, seer en emosies. Net tyd sal leer. God bly totaal en al in beheer van alles. Mag die Here ons almal genadig wees. Streef daarna om hom waardig te wees. Vir God is gehoorsaamheid belangriker as offers. Na wie luister jy wat vandag na my luister? Na wie luister jy, my medebroer en suster? Na wie luister jy? Luister jy na jouself? Luister jy na ander mense? Of luister jy na die stem van die Heilige Gees? Maar hoor wat sê die woord vandag vir jou. 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanval en verdediging is om wat te doen? Die wil van God. Nie die wil van jou eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan nie, maar die wil van God. En dis hoekom ons die Bybel het, wat vir ons die fundament, riglyn en kompas, wat absoluut die lamp vir ons voete, die lig vir ons pad. Dis hoekom die stem van die Heilige Gees daar is om die woord te toets met die woord, om seker te maak dat die pad wat ons stap, nie skeiding bring tussen ons en God nie, maar dat ons die pad van vrugbaarheid loop, die lig, die sout van die aarde, wat ons God vertrou dat hy die vuurkolom en die wolkkolom in ons lewe sal wees, deur die krag van die Heilige Gees wat in en om ons lewe. Die keuse is joune. Die keuse is myne. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig. Wees geseënd in die Here Jesus Christus. 'n Mooi dag word vir almal toegewens. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.